vandag ek dink ons het nou die 4de praatjie in ons geraakte skoolreeks wat deur Old Mutual aangebied word. Jy kan jou kind 'n voorsprong gee deur die toekomstige kostes en besparings van hulle onderwys te bereken as jy Old Mutual se aanlyn rekenaars gebruik. Ek sal in die kommentare 'n QR-kode sit en die skakel na hulle webtuiste. Ja, dit werk regtig baie goed en ek dink mense wat verleer is om oor geld te praat, dit is baie goed vir hulle, want jy kan swaalf in die private van jou eie huis 'n plannetjie beraam en dan kry jy een van hulle mense om dan vir jou te bel en daaroor te praat. Ja, dit en ek wil net sê van my perspektief, my kinders is nou uit die skool uit, dis nooit te vroeg of selfs te laat om te begin spaar vir onderwys. Hoe vroeër jy begin, hoe beter, maar as jy voel jy het dit nou al gelos, beteken dit nie jy moet nou aanhou om te los nie. Ja, maak 'n plan. Selfs klein bietjies wat jy wegsit elke maand kan help. Ja. Ons het vir Sanet Smit hier so vandag, die skoolhoof van Janselheer, wat net hier om die hoek van my huis is. En ons praat vandag oor iets wat ek dink dit is nie net vir ouers van klein kindertjies interessant wat, maar dis hoe om 'n liefde vir lewenslange leer by jou kind in te dring sodat dit deel van hulle bestaan word. Ek het so 'n paar jaar terug iets aangepak waar ek moes woorde leer en goed, en ek het so gesukkel en ek het net sien my brein, my ou brein is nie meer dieselfde as my skoolbrein en my kindbrein nie. So Sanet, hoe doen julle dit? Om lewenslange leer te kweek is so belangrik, nie net vir kinders nie, vir ons as volwassenes ook, soos wat jy genoem het. En ek dink dit is nie net 'n klaskamergerigte konsep nie, dit moet 'n daaglikse konsep wees, en dit begin daarby om die kind te los, om self te probeer, om self die situasie te analiseer, om self oplossings te vind, te kyk wat werk en wat werk nie. Dit is heel belangrikste is om kinders te los, om foute te maak. Sodat hulle uit daai situasie ook dan weer kan sien, dit het gewerk, waarom het dit gewerk, dit het nie gewerk nie, waarom het dit gewerk, so daai lewenslange leer is my nuuskierigheid te kweek, om self probleme op te los. Want outomaties as daar 'n probleem is en jy weet jy moet self die oplossing vind, dan gaan jy leer. En jy gaan uitvind, wat is my opsies, wat is my alternatiewe, wat is die beste plan. En teruggaan in jou vorige lewe ervaring, en dan nuwe inligting inwin, en dan so kweekons dit. Ja, ek het ook onlangs gelees, ons probeer nou iets nuuts vir die tydskrif ook doen, ons wil 'n groot event hou later in die jaar, en ons is nie eintlik eventmense nie, ons is tydskrifmense, en dan ons leer, die beste manier om te leer, het nou agtergekom die laaste ruk, is om te doen. Moenie eers alles probeer uitdink en dan dink dit gaan net verskyn nie, begin net. Kom net aan die gang. En kinders doen dit heel natuurlik, né? Hoekom gaan dit weg? Hoekom raak ons so angstig daaroor in een of ander stadium van die laerskool, hoërskool? Ek dink kinders is van nature nuuskierig. En hulle wil probeer, maar ons as volwassenes hanteer so baie keer of die dalk die negatiewe effek op hulle om te sê, jy moet nie dit so en so doen nie, en dit presies soos ek sê. En dis waar die ou kurrikulum eintlik die kinders inhibeer het, en hulle gerem het om hulle eie denkwyse te gebruik. So dit was ek sê en jy doen. En dit is hoe die vraestelling in die kurrikulum ook saamgestel was. Ek gee die kennis en jy gee dit vir my presies so terug. Hulle het nie die waaghouding gehad of die moed gehad om hulle eie planne te maak, vir eie antwoorde te gee nie. En dis vir ons hulle rem. Sodra jy vir 'n kind resepte aanleer en ek maak so en jy sal so maak, daai konsep toepas of aanleer, dan inhibeer dit hulle. Dan gaan hulle later nie meer waag nie, want daar is net een regte antwoord. So om 'n kind te leer dat daar eintlik 'n paar antwoorde en 'n paar opsies is, soos jy sê, neem maar eerste tree en doen dit. Nou so nuuskierigheid is die een, en dan het ek ook gewonder, ek sê dit soms my ma, of my ma kan vandag, as sy op haar foon is, sy word 86, en sy sê baie sê, ag nee, my vinger weg nie, ek kan nie nou dit doen nie, daar is selfgesprekke, wat ek baie keer hoor, ek weet nie of mans dit doen nie, maar vroue doen dit so baie, om self te sê, hulle kan nie, daai oor hoe jy vir jou kind praat, is dit ook iets, en definitief, en kinders sit baie keer met 'n probleem, en dan is hulle stak. Hulle is absoluut gestrand en hulle soek dadelik hulp. Ek is goed as ons as ouers
daai gedrag ook vir 'n rolmodel waar jy sê, ek weet nie nou wat om te doen nie, maar kom ek kyk gou wat is my opsies. Ja. Of ek het altyd vir my eie kinders weer gevra, wat is die heel ergste wat kan gebeur? Ja, In die situasie. So as jy by die heel ergste gebeur begin, ja. en jy kyk wat is die heel ergste wat kan gebeur, en jy besef is nie so erg maar nie, niks nie. Ja, dan is 'n ou meer geneig om te begin en Ja. te waag, want jy weet, die heel ergste wat kan gebeur is eintlik nie so erg nie. Ja, Ek het nie so baie om te verloor nie, daar gaan nie 'n lewe of iemand anders se toekoms in die op die spel wees. ja. Ja, dus ek sê vir my maar, Google dit net, jy kan nie Google breek nie. Ja, Jy weet nie hoe nie, het sit net en dit sit in wat jy dink. Ja, het is nie asof Google gaan breek nie. Ons kinders vandag is eintlik meer geneig om kort te motiveer. Okay, Dis is my wonderlike tendens Ja. wat hulle sal sê. Jy kan dit doen. Ja, dis Dink jy net so 'n manier om mekaar aan te moedig, Ja, emosioneel, om Ja. dat te kan waag. ja, En in ons tyd, met Ja. met respek was op een regte antwoord. ja, En as jy hom nie gehad het nie, dan het jy dalk gelag of 'n wenkbrau gelig of Ja. jy het sleg gevoel of verleë gevoel. ja, Maar vandag is kinders meer gemaklik met verskillende antwoorde, Ja. verskillende opsies. ja, So hulle motiveer mekaar ook ja. om deel te neem. Die motivering is vir my, ek klink vir so nice, of dis deel van lekker spanwerk, Ja. dat lekker in projekwerk en spanwerk, waar mense kla sit daaroor op skool, maar dis hoe die werklewe op die ouend is. Dis soos een groot, jy weet, spanprojek. Alles wat 'n mens doen as jy werk in 'n kantoor of by skool, wat is op die ouend projekwerk. So jy moet saam met ander mense leer werk, en dit klink vir my asof kinders dan meer aangenaam is nie. En dis so vir 'n rede, ons as personeel en ouers het eintlik so groot verantwoordelikheid of taak om elke kind se sterkpunte te identifiseer. Ja, Want ons is nie almal dieselfde mekaar gesit nie, maar tog, as jy individueel werk, dan verwag jy presies dieselfde van elke kind. ja, Maar as jy in 'n groep saamwerk, ja, dan kan jy linkerbrein, jou regterbrein, jou ekspressiewe kind, jou analitiese kind, elkeen daai talente van hulle saambring, Ja. dis nou 'n baie sterker span. ja, So dit maak net sin Ja. om eintlik in 'n groep te werk. Die kinders leer ook by mekaar. ja, Dit is deel van die leerproses. Waar as dit net ek en my kennis is, dan is die potensiaal eintlik vir groei baie minder as wanneer ek in 'n span saamwerk. ja. En hulle vul mekaar aan. Absoluut. Ja. Ja. Ja, dit was 'n paar, van seker 10 tot 25 jaar terug, ek weet nie, was dit groot en was ons vreeslik fokus op leierskap en almal hierdie leierskap aan, jy weet, kenmerke moet hê. Ek doen, soos wat die dinge, dit gaan so af een tendens en dan is daar so 'n backlash teen die tendens. Toe begin iemand sê, ja, dit is ook baie belangrik om die eerste volgeling te wees, want 'n leier kan staan te plan en wil lei, maar as niemand opstaan en volg nie, dan gebeur daar ook niks nie. So leierskap is fantasties en mens wil daai eienskappe hê, maar dis ook belangrik om te leer hoe 'n goeie span maak en volgeling te word. Ja. Maar ek dink my opinie van leierskap mag dalk van talle ander mense se verskil, maar ek dink 'n leier is iemand wat dien. Ja, 'n Leier is definitief nie daai persoon, of jy kry verskillende tipes leiers. ja. Kry jy daai ou wat voorstap en die res moet so soldaatjies is agterna nie. Dan kry jy die leier wat in die bondel is en dan kry jy die leier wat met die sweep van agter af dryf. Ja, Maar ek dink 'n leier is iemand wat dien. ja, Wat die mense in die groep se behoeftes hoor, ja, kyk wat is daar om te doen en kyk wat is die beste plan en dan saam met hulle te beweeg en ook deel is van die span. ja. So diensbaarheid is eintlik maar vir my die sterkste karaktereienskap van 'n Van leierskap, ja. Ek het dan die Ja, ek dink dis 'n beautiful plek om af te sluit. En ek dink jy is so 'n goeie voorbeeld daarvan by Jan Silje. Ek het geniet al die eerste dag goed wat op sosiale media is alles baie oulik. En Hanneke wat een van ons vorige sprekers, haar seentjie is nou ook by julle. Ja. So, baie dankie Sanet en ek hoop ons kry jou weer terug vir nog 'n sessie dalk later in die jaar. baie dankie vir die geleentheid. Dit was 'n voorreg. En dankie al Mutual, onthou ons sit al die skakels en die QR-kodes onder in die kommentare en dan kan jy bereken hoe om geld vir jou kind se opvoeding te bespaar.